Goeiemôre, liewe familie en vriende. Good morning, family and friends. Is my groot voorreg om almal van julle hier te verwelkom. Al is dit ook op 'n tyd wat niemand van ons eintlik hier wil wees nie. Baie dankie dat ons die voorreg het om saam met julle afskeid te neem van 'n ongelooflike vrou, ma, ouma, suster en sommer net vriendin. Dit was sommer vir my lekker. Ek het nie vir Frida persoonlik geken nie. Ek ken vir Koos daarom so 'n bietjie van hier in die gemeente. En dit was my baie lekker om Frida se lewensverhaal te lees. Gordon het dit vir my uitgeskryf. So in sy eie handskrif om te lees oor sy ma se lewe was nogal vir my interessant. Maar wat toe vir my een van die lekkerste oomblikke is ons het komende naweek ons gemeente se opgewilde op die hoekie kunsmark aan die gang. Hy vat hierdie jaar 'n bietjie 'n ander draai. Maar toe ek deur die Scriba se lyste werk van mense wat gekontak kan word, die mense wat altyd hulp aanbied, toe's Frida se naam omtrent op 3 plekke op die lys. Frida was die een wat graag gehelp het met tee skink, om die teetuin te help regkry. En sy was die een wat altyd gehelp het met die verkope en by die restaurant. En so voor die diens het een van die gemeentelede ook kom vertel, Frida was die een wat jy gebel het as jy maalvleisbolletjies wou gehad het vir 'n begrafnis of vir iets anders. Sy was altyd reg om te maak en gereed te staan. Maar behalwe dit is die ding wat iemand nou vertel wat hulle die meeste sal onthou, is hulle kry vir Frida voor haar huisie toe hulle nog in Sandcliffe gebly het en opgedres met parels aan en so aan. Hulle vra, "Waartoe gaan julle vandag?" Toe sê sy, "Nee, ek gaan net gou Spar toe." En so al wat ek weet is, ek is underdressed vir vanoggend. As jy met parels Spar toe gaan, dan dink ek almal van ons is vanoggend so 'n bietjie underdressed. Maar dit is regtig vir ons lekker as gemeente om julle vanoggend hier te mag verwelkom en saam met julle iets van die troos van die Here, die teenwoordigheid van die Here en die liefde van die Here te mag beleef, ook deur die lewe wat Frida vir ons agtergelaat het. So kom ons sit sommer net 'n oomblik so en dan sluit ons oë en ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, Here, vanoggend sit die trane maar baie vlak. Here, die hartseer voel asof ons harte in 2 geskeur is. Here, ons lewens voel soos 'n legkaart waarvan 'n stukkie weggeraak het. Here, en wanneer ons na die pad vorentoe kyk, dan sukkel ons om te sien waarheen dit gaan. Here, iemand wat vir ons so kosbaar is, 'n parel, 'n geskenk uit U hand uit, is van ons al weggeneem. En Here, aan die een kant wil ons U loof en prys en dankie sê vir die voorreg dat U elkeen van ons gekies het om deel te wees van Frida se lewe op aarde. Dankie vir al die lesse wat ons by haar kon leer. Dankie vir die mooi wat ons deur haar kon sien. Maar Here, aan die ander kant is dit so finaal. Ons is so dankbaar dat ons mag weet dat sy by U is. Ons is so dankbaar dat ons mag weet dat U nog steeds by ons is en dat U ons kom dra en troos en help. Maar Here, ons harte is seer. So Here, daarom is dit vanoggend met seer, maar oop harte wat ons hier kom sit, om alle eer aan U te bring vir 'n vol lewe wat Frida gelei het. Maar Here, bo alles, om ook ons verhouding met U te kom nuut maak. Dankie Here vir die voorreg om vanoggend hier te mag wees, om U te mag loof en prys, om U te mag eer, en om vanoggend U teenwoordigheid en die troos te mag ervaar. Amen. Dit is dan my voorreg om jou te mag groet en te sê, genade en vrede vir jou van God, ons liefdevolle Vader, wat elkeen so uniek en spesiaal geskep het, van God die Seun, wat aan die kruis vir my en jou sonde gesterf het, opgestaan het en lewe, sodat ons saam met hom mag lewe, en van God die Heilige Gees, wat elke dag die pad voor ons gelyk maak. Die familie het 2 liedere gekies wat ons gaan sing, en hulle het gesê, ons sing vanoggend, so ek is baie opgewonde daaroor. Jy sal in die blaadjie, sal jy dit kry, so ons gaan staan, dan gaan ons die eerste lied sing, lied 510, bekende genade onbeskryflik groot, die Engelse weergawe is Amazing Grace.
is altyd moeilik wanneer 'n familie mekaar so nodig het en mekaar so ondersteun wanneer een van die familielede nie daar kan wees nie of in ons geval 'n gesin nie hier kan wees nie. En mens besef dat in vandag se tyd is dit nie altyd moontlik nie. Die wêreld het vir ons klein geword, maar in krisistye voel die wêreld nog steeds baie groot. En daarom het Moya vir ons 'n briefie geskryf van hulle gesinne af wat ons vanoggend gaan voorlees. En sommer net vir hulle ook geleentheid gee om hier te wees, al is hulle nie fisies hier nie. Moya skryf, al bly ons ver, is ons in ons gedagtes by almal wat vandag deel in die hartseer van afskeid, maar ook van onthou van goeie tye saam met ma en ouma Frida. Sy was 'n unieke ma, lief vir die mooi in die lewe, en haar kleinkinders was vir haar so spesiaal. Ons boontjies dink met liefde aan al die goeie tye en is dankbaar vir elke kosbare oomblik. Dankie vir Ilana, Gordon, haar kleinkinders, Colin, Rika en veral oom Koos wat ma omring het met liefde die afgelope tyd. Liefde Jaco, Moya, Monique en Simonay. So ek wil graag geleentheid gee, daar's van die kleinkinders wat met ons ietsie gaan deel soms so oor Frida se lewe. So ek gee sommer, ek gaan hulle nie weer aankondig nie, net soos wat hulle gemaklik is, vir Janike, Kylen en Mijan geleentheid. Die mikrofoon is hier voor by Martiens, en dan kan julle vir ons ietsie vertel. So I wrote a poem for Oma. It's called I Pray. Okay. I pray that you will be safe, that God will give you wings to fly and soar, to remember once again, to be happy once again. Sorry. To watch over us with an open heart and watch us grow and learn from all our faults. I have faith that you will be safe and in a better place. For you to be young again and the way you used to be, that is what I want you to see. You'll be young again, your old self with no pain and resting in our Father's arms, with the angels by your side. You are now one of them, and be young again, in a place with so much love, and we'll love you from here, always and forever. You will be carried in our hearts. Love you always, Kaylee. Okay, dan lees ek graag 'n huldeblyk aan ouma Frida voor van haar kinders af. Frida was gebore op 30 April 1941, woonagtig te Wheatlands Plotte, een van 6 broers en susters. Sy het haar skool daar deurgebring by Laerskool Wheatlands en Hoërskool Riebeek. Frida was 'n liefer volksspele en het ook sport geniet soos korfbal, tennis, pleinbal en jekskei. Sy was in die bankwese waar sy vir Pieter ontmoet het en met hom getroud was. Sy het 'n passie vir blomme gehad, waar sy deel was van die blommeklub en ook 2 bloemistes besit het. Frida was baie lief vir haar kinders en kleinkinders. Sy was ook getroud met Piet van der Walt en was die afgelope 15 jaar gelukkig getroud met Koos Reetlinghuis. Frida het ook baie jare tuis spandeer met haar kinders se opvoeding, asook dagsorgmoeder vir vele ander gewees. Frida se tuine was haar trots en het ook baie graag gemeenskapsdiens by die kerk verrig. Frida se lewe word met vreugde gevier en sal altyd in almal se harte voorleef. Okay, en dan sal ek graag net 'n huldeblyk wil doen namens ons kleinkinders. Ons ouma was regtig baie spesiaal vir ons gewees. Okay, ouma Frida, 'n geliefde vrou, ma en ouma. Almal wat ouma geken het opgekyk na die elegante, sterk, dinamiese, maar sag en liefdevolle mens wat ouma was. Ouma se omgee hart was tasbaar. Sy het haar geliefdes eerste gestel en het altyd meer daarvan gehou om te gee as om te ontvang. Ouma het altyd bankvas agter ons gestaan. Sy wou altyd haar mense gelukkig sien, maakie sok pad nie. Van ons beste kinderjare het plaasgevind in ouma se agterplaas en in haar tuin en in die kompleks. Die koekies en lekkerny wat altyd saam met koffie bedien was. Die melkskommels wat ons na inkopies gedrink het net omdat ons moeg gestap was.
Skoolvakansie saam met niggies en neefie en mieliepap vir ons by. Ek onthou hoe ouma altyd probeer kwaad raak het vir ons katte kwaad. Soos Tok-Tokkie speel met die mense in die kompleks en mekaar rondstoot in oupa se trollie, maar nooit oor ouma se hart kon kry om met ons te raas nie. Die blomme en koek wat op ons verjaarsdag aangedra was, ouma se grappies, oulike lag en sin vir humor sal altyd onthou word. Mens kon ouma altyd deur 'n ring trek en ouma het altyd ons klein kinders beskerm. Sal altyd onthou hoe ouma ons ingetak het in die aande as dit koud was. Sy het altyd laat ons so rug teen rug lê. Maar ek dink wat ons die meeste sal mis van oumie is oumie se sagte warm liefde en hoe lekker dit vir ons altyd was om by ouma te wees. As ons aan ouma dink ons aan blomme. Nie net omdat ouma altyd 'n tuin van Eden in ouma se agterplaas gehad het nie, maar Nesse blom het ouma se skoonheid en sagmoedigheid baie mense aangeraak. Vandag kyk ons terug na wonderlike jare wat ons om 'n baie spesiale ouma deurgebring het. Ons sal ouma ewig dankbaar wees vir die spesiale tye saam. 'n Stukkie van ouma sal altyd in ons harte bly voorleef. Liefde ouma se kleinkinders. Ek dink ek sê dit omtrent met elke begrafnis of afskeidsdiens. Ek doen 10 keer eerder die preek as wat ek Elde blyk doen. Dit is 'n ongelooflike mooi en 'n spesiale geskenk wat julle gegee het vir julle familie, vir vriende, vir mense wat vir ouma Frida geken het. As julle nie seker was nie, alles wat hulle gesê het is in die losbriefie wat in die begrafnisbriefie is, maar ek wil graag vir julle die stukkie lees wat die familie ingesit het in die briefie wat nie gelees is nie. Op die eerste bladsy het hulle Spreuke 31 vers 25 tot 29 ingesit. Alles aan haar spreek van 'n sterk en edel persoonlikheid. Sy ken geen kommer oor die toekoms nie. As sy praat, is dit met wysheid. As sy leiding gee, is dit met liefde. Sy hou goeie toesig oor haar huishouding. Lui is sy nie. Haar kinders prys haar en haar man bewonder haar. En dit is een van die mooi goed wat ons kry in Psalm 1, in Spreuke 31, wanneer daar gepraat word oor die mooi vrou. En uiteindelik Salomo se maas wat vir hom raad gee oor hoe om 'n vrou te kies. Nou baie van ons kan nou lekker daarmee spot oor sy maat vir hom soveel mooi eienskappe van 'n vrou gegee dat hy nie een kon kry wat aan dit voldoen nie en toe hy soms oor 300 vir hom gaan haal. Want hopelik het elkeen van hulle een so dingetjie gehad. So wanneer ons die voorreg kry om in ons lewe Spreuke 31 vrou te ontmoet, te leer ken, om haar deel van ons lewe te hê, soveel meer om haar dalk as 'n ma, 'n ouma of 'n vrou te hê, dan weet jy, dit is hoe God se genade lyk. Dit is 'n seëning wat jy vir niemand anders kan beskryf nie. En dan is daar 'n paar van ons wat so bietjie ekstra gelukkig is, wat haar as vriendin kry, want ons weet op 'n ander plek in Spreuke word daar vir ons gesê, partykeer kry jy 'n vriend, of in hierdie geval 'n vriendin, wat nader aan jou is, as jou eie broer of suster. So dankie vir die deel van haar lewe, uit die oë van haar kleinkinders en haar kinders. Dit is altyd 'n wonderlike voorreg om weer herinner te word aan wie iemand is. Hulle het ook vir ons 'n skyfie vertoning bymekaar gesit, wat Martiens vir ons sal speel op die skerms. Hope when you take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you build a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. The only way you can
And I hope that you don't suffer, but take the pain. Hope when the moment comes, you'll say, I did it all. I did it all. I owned every second that this world could give. I saw so many places, the things that I did. There was every broken bone. I swear I lived. Hope that you spend your days, but they all add up. And when that sun goes down, hope you raise your cup. Oh, I wish that I could witness all your joy and all your pain. But until my moment comes, I'll say, I did it all. I did it all. I owned every second that this world could give. I saw so many places, the things that I did. There was every broken bone. I swear I lived. I swear I lived. Every broken bone. I swear I did it all. I did it all. I owned every second that this world could give. I saw so many places, the things that I did. There was every broken bone. I swear I lived. I swear I Ek vra altyd vir families met afskeidsdienste om 'n teks te kies vir die geleentheid. En toe ons verlede week ontmoet, het Gordon gesê, dit maak regtig nie saak nie. Hulle sit spreuke op, want dit was wie Frida was. Dis hoe almal haar geken het, en so aan, maar enige teks. Nou, party dominees is goed daarmee, as 'n familie vir hulle sê enige teks. Want dit beteken, hulle kan een van die 4 preke wat hulle vir elke begrafnis gebruik, weer gaan afstof en hom weer gebruik. Ander dominees soos ek, sukkel bietjie. Dit is soos 'n vrou se klerekas. As jy te veel opsies het, het jy niks om aan te trek nie. Het jy dit al agtergekom? As jy net 3 rokke het, dan kan jy net een van daai 3 kies, dan raak dit maklik. Nou in die Bybel is daar 'n bietjie baie versies en baie gedeeltes. So as daar gesê word, jy kan enigiets kies, dan begin 'n mens sukkel. Want mens lees in 'n verhaal van 'n edelvrou. Jy lees van 'n vrou wat die mooiste van die mooi dinge waardeer het. En dan wil jy die mooiste van die mooi tekste gaan soek. Maar daar's 'n probleem. Hulle is almal mooi. Behalwe partykeer 'n paar goed wat Paulus sê. Ek stem nie altyd so lekker saam met hom nie. En dan dink jy weer, nee, wag. Dis iemand wat opgestaan het vir ander mense. Dis iemand wat met haar liefde die wêreld probeer verander het. So wat is daar mooier om oor te preek as oor die liefde? Nie net die liefde wat die Here vir ons het nie, maar ook sy liefde wat ons met die wêreld mag deel. En dan lees ek verder in die notas van 'n vrou wat meer getuig het deur diensbaar te wees as wat sy dalk met woorde getuig het. Die woorde was oorbodig, want sy het gewys hoe lyk dit om 'n vrou te wees wat die Here ken en wat vir al mense lief is.
En dan spring my kop dadelik na Jakobus toe, wat met ons daaroor gesels. Maar uiteindelik besef 'n mens dan dat eintlik is nie een van hierdie tekste gepas nie. Soveel as wat ons elkeen van hulle kon gebruik het, as ons regtig wou vir oggend gesels oor die Here wat Frida geken het, dan moet ons by Genesis begin en by Openbaring klaarmaak. Maar ek het die platters gesien en Eskom gaan die krag afsit. Ons het nie genoeg tyd daarvoor nie. So daarom het die Here my gehelp om by een teks te gaan stil staan. En maak nie saak waantoe ek geblaai het nie, het ek elke keer teruggekom na hierdie teks toe. En dit is Psalm 139. Een van die mooiste psalms wat in my eie persoonlike lewe vir my al baie beteken het, maar wat ek hoop wanneer ek lees oor Frida in Gordon se eie handskrif, wanneer ek hoor oor Frida, wanneer Ilana en Gordon vertel oor hulle kinderjare saam met Colin en Moya, dan hoop ek dat hierdie teks vir Frida in haar eie lewe ook soveel beteken het, as wat dit al vir my beteken het. So ek wil dit graag vir oggend vir julle voorlees, maar voordat ons dit lees, kom ons sluit ons oë. Ons almagtige Hemelse Vader, dankie vir die voorreg om 'n lewe te mag vier en U te mag loof daarvoor. Here, 'n paar foto's is nie genoeg om 'n lewe van 81 jaar op te som nie. Maar die een ding wat ons in foto's sien, is mooi wat mooier word, mooi wat groter word. Een klein dogtertjie wat 'n man ontmoet, wat 'n familie begin bou, wat saam met Koos later nog 'n groter familie bou. 'n Familie wat bestaan uit broers en susters en kinders, maar 'n familie wat ook verder strek tot vriende, omgee mense, hartsmense. Here, en daarvoor gee ons aan U al die dank. Maar Here, soos wat die familie groei, kan ons nie anders as om te sien hoe die glimlagte ook groei nie. Here, en dit is iets wat elke familie nie ken nie. Vriendelikheid, omgee, liefde, geselligheid. Here, dit vat ons as 'n gegewe, maar Here, dit is iets wat net van U afkom. Dankie dat ons daardie stukkie genade, daardie stukkie liefde wat U aan Frida bewys het, ook weer by haar kon leer ken. En dankie dat ons vanoggend, wanneer ons stil word met hierdie teks, ook weer daaraan herinner mag word. Here, so wanneer ons kom saam lees, wanneer ons saam kom dink, saam kom luister, wil ons vra dat U dit binne in ons sal stil maak. Here, mag ons daardie vrede ervaar waarvan Johannes vertel, daardie vrede wat verstand te bowe gaan. Here, wil U ons ore sluit vir die geraas van die wêreld en wil U ons hande en ons voete gereed maak om ook hierdie in die wêreld te gaan uitleef. Amen. Ek lees vir ons Psalm 139. Here, U sien dwars deur my, U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my om te begryp. Waarheen sou ek gaan om U gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel? Is U daar? Gaan lê ek in die doderyk? Is U ook daar? Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lei U hand my, hou U regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag is so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek verseker, geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is diep in die moederskoot,
U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in u boek opgeskryf. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met u te doen hê. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak, kyk of ek nie dalk op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad van u wil. Ons lees tot sover. So, ek het al klaar begin om eintlik nou so 'n bietjie uit te praat. Die een ding van Frida, wat die meeste mense oor sal saamstem, is hoe sy van die mooi dinge in die wêreld gehou het. Hoe sy die mooiste van die mooi kon waardeer. Nou, mooi is 'n vreemde ding, né? Ons hoef maar net te kyk na 'n skildery om te besef, mooi is nie vir almal 'n standaard ding nie. Die mooiste Picasso skildery vir iemand, lyk maar vir my soos iets wat 'n 3-jarige gedoen het. Aan die ander kant is daar die mooiste geboue, wat 'n nuwe argitek na kyk en dink, hierdie ding het nuwe potensiaal. Mooi is vir party mense die see, of die berge, 'n olifant, iets wat groot is, iets wat sigbaar is. Terwyl mooi vir iemand anders is, wanneer 'n babatjie vir die eerste keer lag, wanneer 'n skoenlapper op 'n blom gaan sit, wanneer 'n bytjie so diep ingekruip is in 'n blom, dat jy nie eers eintlik weet hy's daar nie. Wanneer 'n voeltjie versigtig besig is om 'n nes aan mekaar te weef. Of sommer net, wanneer jy op die pad ry, en nêrens 'n pothol sien nie. Mooi is 'n vreemde ding. Maar jy sien, wanneer ons oor mooi begin praat as gelowiges, dan kyk ons anders en ons dink anders. Want wanneer ek mooi sien, dan sien ek nie mooi net as, dis mooi en vergeet daarvan nie. Ek sien mooi as iets wat die Here wat ek ken, geskep het. En as hy dit so mooi kon skep, hoeveel mooier het hy my nie geskep nie. En dis die verhaal wat hierdie psalmdigter in Psalm 139 vir ons vertel. Hy loof en prys die Here, want ja, alles is mooi, maar niks is so mooi soos die persoon wat deur God geskep is nie. En hy doen dit op 'n paar maniere. Hy begin deur net lofprysing te gee. Maar dan deel hy dit vir ons in so 'n paar gedeeltes op. In vers 1 tot vers 6 probeer hy eintlik sê, mooi is mooi, bloot omdat God alles weet. Hy loof en prys God, omdat hy alles van alles af weet. Nou, hierdie is nou altyd 'n bietjie 'n vreemde gedagte. Ek doen dit gereeld met kinders om vir hulle te vra, weet jy wat jou antwoord op die volgende vraag gaan wees? Nou wil jy al klaar sê nee, maar jy's bang as die verkeerde antwoord. Want eintlik wil jy nou eers weet wat gaan die vraag wees, want dan gaan jy mos weet wat die antwoord is. En dan sê ek vir hulle, weet jy dat God al klaar weet wat jou antwoord gaan wees? Sê, regtig? Sê ek, regtig. En dan sien jy hoe die ratte begin draai in daardie klein koppie. En as jy hulle lank genoeg kans gee, dan begin die rook uit te kom. Want hulle kan nie verstaan hoe God al weet wat hulle gaan sê en gaan dink, nog voordat hulle dit self gedoen het nie. As ek en jy onsself weer ons eie klein self maak, toe jy 4 jaar oud was, toe jy 5 jaar oud was, hoe groot daardie idee vir jou is. Hoe verwonderd kan ek en jy staan oor wie God is wat alles weet. Hy weet wie ek is. Hy weet hoe ek lyk. Hy weet waarheen ek op pad is. Hy weet of ek iewers aankom en of ek nie daar aankom nie. Hy weet hoe lyk my lewensdae. Hy weet ongelukkig 'n paar van die slegte keuses wat ons gaan maak. Hy weet alles. Wanneer Frida vir ons 'n klomp goed gedoen het, hoe ook al, as suster, as vrou, as ma, as ouma, as vriendin, as gemeentelid, as dagsorgtannie, dan het dit ook partykeer vir ons gevoel, sy weet alles. Onthou julle die oomblikke, wat jy nog gedink het, jy wil iets doen, dan sê sy al uit 'n ander vertrek het vir jou, klim af daar, moenie dit doen nie.
Wanneer die kleinkinders op pad is om oupa se trollie te gaan uitsoek, wanneer sy al voor die tyd waarsku, los oupa se trollie. Wanneer jy op pad is om 'n mooi blommetjie te gaan afpluk en sy jou uitvang. Jy sien, as 'n ma en 'n ouma alreeds so baie van ons weet, hoeveel te meer weet God nie van ons nie. Hoeveel te meer sien hy nie van ons nie. Jy sien, baie keer dink ons, as iemand so baie weet, as God so baie weet, is dit 'n negatiewe ding. Maar in hierdie geval van hierdie psalmdigter en in die geval van Frida se lewe en hopelik elkeen van ons wat die voorreg het om die Here te ken se lewe, is dit een van die grootste stukke troos om te kan sê, die Here weet alles van my af. Want dat iemand kan net alles weet en ek kan net gemaklik daarmee wees dat iemand alles weet as ons 'n naby, intieme verhouding met mekaar het. Wanneer troupaartjies by mekaar kom, of by ons kom, of huweliksmaat, dan hou ek altyd daarvan om vir mense te vra, wat is daai een ding wat jy van jou huweliksmaat weet, wat niemand anders weet nie? En dis die lekker van die dominee, hulle moet dit antwoord, nê? Hulle mag nie vir die dominee jok nie. En dan om dit ekstra te maak, meeste van die mense kom sien my by die kerk, so dan sê ek, onthou jy is in die kerk, jy mag nie jok nie. Daar's min mense op aarde wat jou so goed ken, of veronderstel is om jou so goed te ken, soos jou huweliksmaat. En dit kom uit jare se verhouding bou met mekaar. Om wanneer jy op jou kwesbaarste is, oop te maak teenoor daardie persoon. Wanneer jy op jou sterkste is, wanneer jy op jou hoogtepunt is of op jou laagtepunt van jou lewe is, om dit alles met daardie persoon te deel. En dit is die tipe verhouding waarvan hierdie psalmdigter praat. Wanneer God alles van ons weet en ons gemaklik is daarmee, dan beteken dit, ek het so amper 'n woord vir woord verhouding met die Here gehad. Ek sê altyd, my ma, gelukkig my ma weet al teen die tyd, ek skinder baie van haar, maar as jy nou wil weet wat in ons huis aangaan, luister net aan my ma. My ma is soos walking commentary oor alles wat sy doen. Sy sê vir jou sê, o wag, ek moet gou die ketel gaan aan en sê, o maar wag, ek moet eers hierdie kolletjie regmaak. O joh, ek moet nog die kinders by skool gaan haal, so jy weet die hele tyd wat aangaan. Maar iewers in daardie proses het ek geleer dis hoe dit is om met die Here te lewe. Om met die Here te lewe is om regtig so elke dag met hom te praat en sê, o Here, hierdie is nou lekker. Here, hierdie is mooi. O, Here, kyk my mooi nuwe plantjies in Frida se geval. Here, kyk hoe mooi is hierdie blomme. Here, dankie vir dit. Dit is wat dit beteken om te weet, God weet alles en dis lekker. Vers 7 tot 12 skuif hy die idee so bietjie. In vers 7 tot 12 praat die psalmdigter oor God is oral teenwoordig. Nou weer 'n keer klink dit vir ons soos iets wat bietjie bekommernis is. Weer 'n keer dink jy aan daardie oomblikke wat ma op jou geskree het of met jou geraas het of jou gewaarsku het nog voordat jy eers gedink het daaraan om iets te doen. Daar's so 'n grappie wat die ronde gedoen het op 'n stadium van 'n jong man wat sê, hy verstaan nie hoe weet sy ma alles nie. Sy sê al vir hom, het jy daaraan gedink om te rook? En tot op daai oomblik het hy nie aan gedink nie, maar toe sy het sê, toe dink hy daaraan. Hoe het sy geweet hy gaan daaraan dink? En partykeer is dit dieselfde wanneer ons met die Here werk. Die Here is so oral by ons, dat ons kan nêrens van hom ontvlug nie. En wanneer hy hier in hierdie psalm daaroor praat, dan gebruik hy eintlik 'n slegte beeld, eintlik 'n negatiewe beeld. Hy gebruik die beeld van om op die vlug te slaan. So die idee van ek wil wegkom van die Here af. Maar dit is om dit soveel sterker te kan uitdruk oor dat die Here oral teenwoordig is. Want dit maak nie saak hoe hard hy sou probeer om weg te kom nie. Of hy na die ooste of na die weste toe gaan, of hy lewendig is en of hy sou sterf nie, of hy probeer wegkruip in die donkerste gat nie. Daar is nie 'n plek waar die Here nie is nie. Jy sien nou weer 'n keer kan dit vir ons dalk 'n negatiewe ding wees. Want ons almal het daai een ietsie wat ons vir almal probeer wegsteek. Ons almal het daai een dingetjie wat jy nie wil hê almal moet weet nie. Jy weet daai wat jy die deur toemaak en dis jou spasie. Niemand kom daarin nie, niemand weet wat gebeur agter die toedeur nie. Daardie oomblik wat party van ons het van jy die netjieste, skoonste huis tot iemand 'n kasdeur oopmaak. Dan leer ken hulle 'n ander deel van jou.
Of jy die beste spasie waar jy mense onthaal en waar jy gasvry is, maar hulle moet net nie in die gang afloop nie. Hulle moet net by die kinders se kamer kom nie. Jy sien, God sien al daardie kante van ons, want hy is oral. Weer 'n keer gee dit vir ons daardie stukkie van, as God oral is, selfs wanneer ek probeer vlug, dan kry ons die trooswoorde wat seker die meeste in die hele Bybel gebruik word vir enige gelowige wat deur 'n moeilike tyd gaan. God is by my. Wanneer God sy eie volk in ballingskap probeer troos, dan sê hy nie vir hulle, moenie worry, ek gaan hierdie uitsorteer nie. Hy sê vir hulle, ek is by julle. Wanneer hy met individue, met sy profete praat, en hulle sê, Here, ek kan nie hierdie doen nie, ek weet nie meer watter kant toe nie, dan sê hy, ek is by jou. Wanneer Jesus Christus aarde toe kom, word hy die naam gegee, Immanuel, God by ons. Om te weet God is oral teenwoordig, is om ook te weet, God is by my. In die goeie tye, maar ook in hierdie tye, wanneer dit sleg gaan. In die tye wanneer dit voel my hart breek, in die tye wanneer die legkaart onvoltooid is. God is altyd by ons. Hy lei ons, hy help ons, hy dra ons. Jy sien, die sleg van Frida se lewe, so ons almal onthou die goeie tye. Ons almal onthou die tye toe sy nog ouma kon wees met alles wat sy in haar gehad het. Toe sy mamma kon wees met alles in haar. Toe sy vrou kon wees met alles in haar. Toe sy deel van die gemeente kon wees met alles in haar. Maar die laaste paar jaar van haar lewe was dit nie meer moontlik nie. En dan sit 'n mens baie keer met die vraag van, wat onthou sy? Wat weet sy? Wat onthou sy dalk van die Here? En jy sien, dis waar 'n psalm soos Psalm 139 vir ons soveel meer bring. Wanneer Frida reeds die mooi van die wêreld gesien het, vers 1 tot vers 6, dit beleef het en verwonderd gestaan het oor wie die Here is. Wanneer sy op die punt in haar lewe gekom het om te besef, my Here is altyd by my, dan sou sy ook die volgende deel geken het. Die gedeelte waar die psalmdigter begin praat oor hoe intiem God ons ken. So intiem dat hy ons aan mekaar geweef het. Daardie onsienlike vir ons is vir God 'n oop boek. En nie net is dit vir hom 'n oop boek waar hy kan sien nie, dis juis die plek waar hy werk, waar hy mense aan mekaar sit, waar hy elke stukkie van die mens wat ek en jy leer ken het as Frida aan mekaar gesit het. Vir haar ekstra stukkie omgee gegee het vir ander. Vir haar groter hart as vir die res van ons gegee het, om juist te kyk na die mense op wie daar gepik word. Om te gee vir kindertjies. Om vir hulle te wys hoe lyk die lewe. Om verbaas en verwonder te staan oor die mooi. Die groot, maar ook die kleinste, fynste mooi. Dis waar God met haar pad begin stap het. So hier, op die laaste, waar sy met tye dalk nie geweet het wie ons is nie, tye waar sy de mekaar was en nie geweet het oor dinge van haar lewe nie, tye waar sy selfs dalk nie geweet het wie die Here is nie, het die Here nog steeds geweet wie Frida is. En het hy met haar met genade onbeskryflik groot gewerk, want hy ken sy dogter wat hy geskep het. Maar dit bring my en jou nou by laaste deel van hierdie psalm. Frida het geweet, haar God weet alles. Alles van die wêreld, alles van haar. Sy het geweet, haar Here is by haar en hy is by al haar kinders en al haar mense vir wie sy lief is. Sy het geweet dat hy haar so uniek en spesiaal geskep het, dat sy nie anders kan as om dit uit te geleef het teenoor ons nie. Maar die laaste stukkie vra die psalmdigter, deurgrond my o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad.
Nou die ou Jode het nie 'n konsep gehad van ewige lewe nie. Dis iets wat Jesus Christus self vir ons gebring het. En hulle het met hierdie idee geleef, as jy nou al ooit gewonder het, hoekom daar so baie geslagsregisters in die Ou Testament is. Hier's nou die geheim. Die ou Jode het geglo, solank as wat jy praat oor die mense wat jy in jou lewe geken het, en solank as wat jy uitleef dit wat jy by hulle geleer het, solank hou jy hulle aan die lewe. Frida se lewe het nie opgehou op 15 November nie. Frida se lewe, dit wat sy, die verskil wat sy in die wêreld kom maak het, hou aan, solank as wat ek en jy, dit wat ons by haar geleer het, weer teenoor ander mense uitleef. Solank as wat ons die liefde wat sy vir ons geleer het, met mekaar deel en met ander deel, bly daar altyd 'n stukkie van Frida lewend in ons harte. Solank as wat ons vashou aan dit, solank as wat ons hierdie vrou wat vroeg in die briefie beskryf is, na aanleiding van Spreuke, alles aan haar spreek van 'n sterk en edel persoonlikheid. Sy ken geen kommer oor die toekoms nie. As sy praat is dit met wysheid. As sy leiding gee is dit met liefde. Sy hou goeie toesig oor haar huishouding. Lui is sy nie. Haar kinders prys haar en haar man bewonder haar. As dit is wat ons van haar ken, dan vra hy die laaste versie vir my en jou. So ons weet, Frida het al hierdie dinge gedoen, omdat sy die Here geken het. En as ons 'n stukkie van haar wil lewend hou in die wêreld, hoe lyk my verhouding met God? Het ek ook so 'n intieme verhouding met God, dat dit vir my 'n positiewe ding is om te sê, God weet alles van my. Dat dit vir my 'n positiewe ding is om te sê, ek kan nie wegraak van die Here af nie. Dat dit vir my lekker is om Paulus Romeine 8 aan te haal en te sê, niks, maar niks kan my skei van die liefde van die Here nie. Maar jy sien, is nie goed genoeg dat ek en jy dit vir onsself vra nie. Die beste manier om te vra hoe my verhouding met God lyk, is om vir God self te vra. Here, hoe lyk my hart? Here, hoe lyk ons verhouding met mekaar? Here, wys my, deur hierdie mense, waar kan ek beter doen? Waar kan ek die meer leer ken? En wanneer die Here my wys, dat ek die volwassenheid hê om dit te vat, en iets daaraan te doen, en nie kwaad te raak nie. Sodat ek ook die mooiste mooi, en die kleinste en in die grootste dinge kan waardeer. Sodat ek die mooiste kan raak sien, of dit in 'n blommetjie is, of dit in 'n string parels is wat ek spaar toe dra, of dit in my omgee is, of dit in frikadelle is, of dit is in hoe ek tee skink vir ander, sodat ek in alles iets van die Here se liefde mag uitleef. Amen. Voordat ons saam bid, wil ek graag die begrafnisformulier voorhou. En omdat daar 'n groot deel van Frida se familie is wat grootliks Engelssprekend is of 'n gedeelte Engelssprekend is, gaan ek die Engelse begrafnisformulier vir ons voorhou. In dying, Christ destroyed our death. Rising, Christ restored our life. Christ will come again in glory. As in baptism, Frida put on Christ. So in Christ, may Frida be clothed in glory. We are God's children. What we shall be has not yet been revealed, but we know that when Christ appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. Those who have this hope purify themselves as Christ is pure. Jesus said, I am the resurrection. Those who believe in me, even though they die, yet shall they live. And whoever lives and believes in me shall never die. He also said, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. I died, and behold, I am alive forevermore. And I hold the keys of hell and death. Because I live, you shall also live. We have gathered here to praise God and to witness to our faith as we celebrate the life of Frida.
We came together in grief, acknowledging our human loss. May God grant us grace, that in pain we may find comfort, in sorrow we might find hope, and in death, resurrection. Kom ons bid saam. Almagtige Hemelse Vader, Here, dankie dat dit wat ander mense bang maak, juis vir ons 'n troos is. Here, dankie dat alhoewel ons harte seer is oor die verlies van Frida se aardse lewe, dat ons mag vashou daaraan dat sy nou in die ewigheid lewe. Here, dat sy nou eers sien hoe lyk die mooiste mooi. En Here, dat sy verwonderd staan oor elke dingetjie wat U doen. Here, selfs wanneer sy die voorreg het om U te leer ken, dat sy opnuut soos 'n kind verwonderd en opgewonde is, soos die eerste dag toe sy U leer ken het. Maar Here, dan kom sê ons ook dankie dat U vir ons die geleentheid gee deur 'n teks soos Psalm 139 om ook ons eie harte voor U te kom oop neersit. Here, wil U vir ons help daar waar ons tekort skiet. Wil U vir ons help daar waar ons nog bang is omdat ons weet U weet alles. Here, daar waar ons onsself nog vang, waar ons alleen is of ons hartseer alleen probeer dra, omdat ons nog nie besef wat dit beteken dat U oral teenwoordig is nie. Maar Here, dankie ook vir die groot genade dat net soos wat U Frida geken het nog voordat die wêreld haar geken het, U ook elkeen van ons ken. En daarom dat U weet dat ons bes probeer in alles. So Here, wys vir ons asseblief daar waar ons bes nog 'n bietjie beter kan wees. Dankie Here dat ons U mag ken. Dankie Here dat ons 'n verhouding met U mag hê. Dankie Here dat ons hartseer, maar ook ons opgewondenheid by U mag kom neersit. En Here, dankie vir die mooiste mooi wat U geskep het, sodat ons in verwondering mag staan oor ons almagtige, alomteenwoordige, alleswetende Skepper God. Amen. So die familie het die volgende paar bedankings uitgereik vir oom Koos, vir al die jare se liefde en omgee vir 15 jaar se gelukkige huweliksjare. Al die ondersteuning van Frida se kinders, kleinkinders, familie en vriende, vir Elsabie, Isak en Leen vir die pragtige ryker in die kerk, vir Moria, die huis waar sy gebly het, vir al hulle hulp, ondersteuning, liefde, sorg en omgee, veral ook die laaste tyd in die versorgingsoord. Vir die personeel by Pinehaven Hospitaal vir die professionele en simpatieke manier wat Frida hanteer en versorg is. Vir die NG Gemeente Kreersdorp Noord se mense, vir die hulp en reëlings met die diens en verversings. Vir Davs begrafnisdienste, vir al die reëlings wat hulle getref het, en die familie bedank elke een wat hier is vandag, die wat fisies hier is en ook die wat inskakel, vir die teenwoordigheid, vir die liefde en die omgee.
Ek wil graag 'n ou Ierse seën met u deel wanneer ons uitstap. En nadat ons die seën gedoen het, gaan ek net die draers aankondig, dat dit net vir hulle 'n bietjie makliker is om voor die res van ons uit te beweeg. Ontvang dan nou ook so die seën van die Here. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Die drie-enige liefdevolle Skepper God is by jou van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Ons draers kan uitbeweeg. Gordon Taylor, Colin Taylor, Koos Redlinghuis, Jaco Redlinghuis, Pieter Pretorius, Isak van der Merwe en Willem van der Merwe. Ons gee hulle geleentheid en dan kan die familie volg en dan so ook die res van die gemeente.